die son gaan staan, sonder my sorge. Hey julle, welkom by Vaskap. Is bitter min dat ons 'n vis vang voordat ons die program open. Ek weet nie of hy ergens, ek dink hy werk. Hy is besig op sy laptop. Hy sal nou by ons aansluit. Ons hengel hier by Arrie Dam. Vandag lekker plaasdam hengel. Dit is 'n klein dammetjie. Mense sê altyd gaan hengel bietjie by die kleiner damme, laat ons sien wat julle daar kan doen. En ons het nie regtig geweet waar om te gaan hengel vir hierdie episode nie. Toe besluit ons gaan by Arrie Dam hengel. Dis net so buitekant Western Area. Tussen Western Area en Lenasia. Lekker ou dammetjie. En ons gaan vir julle die kontak details op ons YouTube kanaal sit. Ek het 'n visie aan, hy gaan jou hier na my ander lyn toe. Hallo, Wat gaan nou hier aan? Wat gaan nou hier aan? Net as ek bietjie rondloop, dan vat jy nou oor op hierdie. Sê hallo vir die mense by nou. Hallo julle. Daar's Ek klink bietjie soos Joe Cocker vandag. Maar my stem het gebreek na 50 jaar. Benny is besig om 'n verkoue te kry, so hy het my nie vanoggend hallo gesoen nie. Hy gaan hier onder deur my ander lyn. Benny sal hy vir my skep. Enige tyd maar. Ou jy nie sloepietjie asseblief. Nee, bring hom, kom hierdie kant, Ek kom na jou toe, Benny. Langs die water, Ek sal op my knieë gaan vir jou. Dankie man. Ons gaan nie vandag voete nat maak nie, Benny. Nee, jeeslik. Kyk om in die winter op so 'n mooi oewer te hengel. Is lekker. Sonnewaders. Op jou knieë op die gras. kan ek vis vang alleen, als skyn die son, al val hierdie Atsa. Een ding wat ek gesien het van hierdie nette waar mense hengel, as jy die lyn styf hou en die sinker gaan nie deur daai gate nie, nee. Dan skit jy die vis, woeps, uit is hy. Hoe maklik is dit, hè? Hoe maklik is dit, hè? Daar's hy. Dis hy. Kom, dis nie die grootste vis in die Yes, maar wêreld kyk hoe mooi sy rond. Laat my baie myself dink hierdie visiekie. Rond is ook 'n shake. Daar's hy. Yes, beautiful. Beautiful visie. Eerste enetjie, ys is gebreek. Ys is nou gebreek, papi. Kom ou, swem. Jy moet uitswem, jy kan nie terugkom vir noggie. Daar's hy. Hooplik gaan ons nou 'n groter een vang. Ek het daai eerste visie nou gevang op Why Not. En die rede hoekom ons met die bloekom hengel in die winter is maar die sterker geure in die winter, veral die nawinter, die tweede deel van die winter, werk maar net beter. In my hand 'n Why Not oozing float. Nee, daai sagte floutie, hy kom mooi deur. En dan agterom het ek 'n witdeegie gesit. Ek gaan die witdeegie hier uitdruk. Die witdeeg is maar net koekmeel, suiker en water, want ons meng in 'n lekker deegie vorm. En ek hou daarvan om in die winter 'n langerige deegie op te sit. Want 'n bietjie van die Why Not floutie se poeiertjies op my hand gekom, maar dis nie die ergste nie. So lekker lang witdeegie, lang asie. En dan op die voerballetjie het ek 'n klein bietjie Raptor gesit. Pisang. Die geel ene en die rede hoekom ek dit doen. Why Not en Raptor is soos peanut butter en stroop. Hulle loop saam. Dan iets wat ek baie min doen, bietjie hoekom bloekom het ek net so gespuit. En die hoekom bloekom was omtrent dadelik af as hy in die water kom, want hy's 'n baie dis 'n olie. Maar saam met dit het ek dan net so bietjie op dit die Why Not gesit. Wat 'n bietjie dikker basis het, met so bietjie langer klou. En daai is 'n kombinasie wat in die hele land in die winter sal werk. Kom ons gooi hom in die water. Kyk hoe lank vat dit voor ons nog enetjie vang. Dan sê julle my eerste vis vir die oggend. En hierdie stokkie het ek teen daai riete. Ek het my stok ingehak op 70 meter. Ek is letterlik 3 meter van daai rieke af. So as jy hom slaan, is dit hul papa. Nie die grootste vis in die dam nie, maar duidelik. En dis waarvoor ek baie lief is om vir daai features te hengel. Nou ek het daai vis, presies wat waarvoor ons oggend gepraat het, op hy hoekie gaan neersit van daai rietbos, as daai outjies net daar om my bos gaan. Nie die grootste vis nie. Ek dink dis kleintjies nog pad te skool toe, so
Dis wag vir na skool. Hoekom het ek daar van die badkamer af vir jou skree jy te buite? Want weet jy wat het ek gedoen? Ek het na die kameraman toe geloop sê ek wys my die footage uit die lig uit van daai bos want ek het hom nou gestaan en kyk, ek wil binne in daai bos hengel en net toe ek besig is. Toe hardloop hy. Het jy 'n visie aan? Natuurlik man. Is dit daai een van daai wat jy so naby die riete? Ja, kyk ek het daai riete mos nou geaaien vir myself en gesê luister, ek wil en moet en gaan 'n vis om my rietbos vang. Dis al feature wat ek het vandag pappa, so kap hom 3 meter. Dis as hy byt, as hy styf, Moet hy uit. moet hy uit. Wat sit? Dis wat ons doen hierso. Wat het jy daar op, Benna? Hierso, ek het daai karamel dat ek vir jou doodseker maak. XF op. Hoekom bloekom? En laat ek net my fluit seker maak voor jy vir my net o, dis daai harde Raptor fluits. Okay, Die harde fluit maak. Sy het so klein deegie agterna en dan hengel kom so naas moontlik aan daai features. Nie die grootste visie. Oeps. Maar dis 'n lekker visie. Dis is 'n vispappie. As mense wat vandag werk. Hy stink soos 'n groot. As mense wat in 'n eer Terwyl Benny aan hierdie visie hang, maak 'n draai op ons Facebookblad. Vaskap amptelike blad. Sê 'n bietjie daar vir ons, wat geniet julle van Vaskap? Hopelik alles man. Ja, ek weet hulle geniet alles, maar sê ook vir ons as ons weer 'n reeks doen, waar wil julle hê ons moet gaan hengel? Ons gaan nie in reservoirs hengel nie, ons gaan nie in swembaddens hengel nie. Maar sê 'n bietjie vir ons want ons beplanning begin al reeds vir die volgende reeks. Benna gaan vir jou skep. As jy nog 'n jong vis, lyk al bietjie beter, so ons gaan hom terugsit. Ons gaan nou vir julle een van daai mooi visse wys. So as ons hom terugsit en jy is op so 'n hoë wal, sit hom terug in jou net. En dan kan jy vis nie seer kry nie, hoef jy hom nie in te gooi nie. Sit hom in en release hom maklik soos dit. Ag, gat. Soos julle kan sien, ek hengel met 2 hoeke, 'n Loukie hengel met 1 hoek en ek het my fluitie met 'n deegjetjie daarop. Daai is daai harde Raptor fluities en dan soos ek hier vir julle opgesit het, daar so is daai karamel XF en die hoekom bloekom, want dit is nog steeds flippend koud. So ons gooi vir hom so naas moontlik aan daai bos aan die ander kant en ja, visies begin aan te kom, so hopefully kan die dag nou vir ons begin aan die gang kom. Vanoggend toe ons hier gekom het, was daar verskriklik baie aktiwiteit hier so in die middel van die dam. En ons het daai paar jong visse daar gevang. Daar gaan Benny se stok nou. En hulle het definitief geskuif. Hulle is daar naby die riete. So ek gaan nou met hierdie stok teen daai riete hengel. Aan Benna? Ja, hy is aan. Weer daar teen die riete. Ek sê vir jou, dis so exciting. He. Ek wens ek kan vir die kykers dit wys. Dit is as daar 'n pik. Dan moet jy daar Moet wees. jy daar wees. Jy moet daar wees. Dit is amper soos extreme hengel hierso. Dit is so exciting. Julle moet dit regtig as julle 'n future aan die ander kant het en jy kan teen hom hengel, doen dit. Dis vir my so exciting want dit gee net 'n ander idee of 'n ander dimensie van visvang. Onthou, die visse leef om daai nou het jy hom in die riet of langs die riet gegooi. Laat sê voor die riet. Tussen die 2 riete ingegooi. Maar ja, vis hou van struktuur. Hulle hou van sulke goedjies so. Dit sal altyd daar wees. Maar jy moet wakker wees vir hulle. Jy het 'n perskar Benna. Ja. Ooh, is beautiful. Dis die mooi vis. Oh, it's a beautiful fish. Daar is 'n mooi vis. Jy's mooi so omtrent pers. Hy lyk amper soos 'n kurper, so pers is hy. As jy kyk hierdie beautiful vis en soos julle kan sien, hy raak al hoe mooier en kyk hoe mooi is hierdie visig. Hierdie is kyk sy mooi fin en alles hè. Beautiful. Maar kom ons sit hulle terug. Dan vang ons nog 'n groter een. Ons gaan net stokkie weer presies dieselfde doen as wat ek gedoen het. Ek het daai hoekom bloekom
en dan het ek die Raptor floats, die harde floats, en al wat ek nou anders 'n bietjie doen, ek het die deegie afgehaal, want ek wil hê hy moet so lig as moontlik wees met my AC, en dan saam met die Caramel XF. Ek hengel, en ek het hom uitgemerk voor die tyd, ek hengel letterlik op 70 meter. Ek het net met die rangefinder geskiet na die bos toe aan die oorkant, en die bos is 73 meter weg, so ons is letterlik 3 meter van die riete aan die oorkant af. As julle nog 'n jong visie, kyk hoe mooi is hulle, regtig baie gesonde vis. Ek het hom gevang op 'n Energy Peach en Tebogali kombinasie. Ek gaan nou vir julle gou wys hoe sit ek daai applikasie op. Kom ons sit hierdie visie gou terug. So op my ander stok hengel ek die 2 Bandspice 101 floats. Jy sal sien op my boonste hoek hengel ek sommer 2. Ek lê die asem nog ligter. Ons het gehoor dat die bodem is baie sag, so probeer my aas laat uitstaan en ek het nou net met my vis gesien dat hy die boonste hoekie gevat. Dan is my applikasie, dan sit ek hier so die alle bekende Tebogali, spuitjie van hom, net so, spuitjie van hom daarop. En die Energy Peach, maar wat ek met die Energy Peach doen, wat ek love om te doen, ek maak hom sommer oop. En dan sit ek hom sommer teen my skakeling, kyk hoe dik is daai ouetjie. Kyk hoe nice is dit, sit ek hom sommer die hele ding so op. Dat hy soos afloop. Hoekom ons dit doen? Weet ek nie. Net iets wat ons love om te doen. Hy byt my stok wat daar teen die riete lê. Hy byt terug, hy hardloop nie soos Benny se nie. Kom. Wat maak jy as jy terugbyt? Sak hy weer, hy sak, tel jou stok op, katrol. En as jou lyn styf raak, trek jy so 'n bietjie terug. Ja, hier bly iemand. Dis baie jong vis wat byt vandag, maar ek moet sê, is net na koue front. Vandag is die weet nie hoeveel, dit is einde Julie vandag. Dit bly 'n voorreg om hierdie visse te vang. Moenie julle stokke wegpak nie. Die visse byt reg deur die winter. En as jy nie na 'n groot dam toe wil gaan nie, kom na 'n klein dammetjie soos wat ons vandag gedoen het. En was altyd pret om te hê. Hulle het nie McDonald's of 'n Wimpy of iets in daai lyn nie. Hulle moet eet wat jy vir hulle gee. Pragtige vis, maar kom ons vang 'n groter een. My regterkant se stok hengel ek Raptor R2K, so lekker deur mekaar gesmeer bo op die bol. En dan die onderste, ek hengel net een hoekie, want ek is maar bang my vis gaan in daai riete in. So ek hengel een Raptor oozing float met 'n langerige wit deegie. En dis net, ons het agterkom die bodem is baie sag, so ek wil hê daai floatie met die langer deegie met eerder bo op die modder gaan lê as wat hy in die modder gaan lê. Trek ook hierdie lyn baie styf nie. So as ons hom gegooi het, los ons hom net daar en ons gebruik die polisman om die lyn net so te kry dat jy kan sien as jy byt het. Kom ons kry hom in. Hierdie lyn van my staan stokstyf hierso. Wat maak jy nou? Hy lê daar teen die riete, so hy kan nie regtig hardloop nie. Kom ons kyk wat gaan hier aan. Ja, hier's 'n beter vis. Almal sê hier's groot vis by Arrie se dam. En ons vang net kleintjies. Maar ek dink ons asies is te soet en te lekker. Die kleintjies sê hulle gaan nie hierdie los vir die grootes nie. As jy hiernatoe wil kom, maak 'n draai op ons YouTube se Vaskap kanaal of op ons Facebookblad. Ons sit vir julle die kontak detail daar. Jy kan nie net hier opdag nie. Jy moet 'n bespreking maak, plek bespreek. Want hier's beperkte plek, maar dit is oop vir die publiek. Ek gaan konsentreer op hierdie vis
en kyk of ek hom uitkry. Dis weer daai raptor met die aardtoekie. Ons hoop hy kom uit. Ek dink ons kan hy vis dans doen, ons het hom. Hoor jy, moet eers in die net kom. Hey man, ek is skepper ou. Trust me. Hier's 'n beter vis. Hier's waarvoor ons na Arrysdam toe gekom het. Nou trek hom nou 'n bietjie man. Nee, Benna. Dis 'n 7 pond, hoe klein? Ja, maar is double eggs, so trek hom. Ja. Jo, Benna, Maat, hier's 'n mooi vis. wat 'n vis. Lekker vir so klein dammetjie. Hy het daai raptor aardtoekie opgetel. Maar teen hy riete. Nee, maar ek het die wag, ek het iets anders te gesien. Wat? Jy het jou sinkerslender gemaak. Ja. Why? Was dit verduidelik? Want die bodem is baie sag. Okay. En ek het oorgegaan na So jy hengel nou ligter. hengelligter, maak die bolle bietjie groter en trek glad nie die lyn styf nie. Klein poliesbandjie. Kom maar sê my ook. Okay, maar nou weet jy. Okay. Nou kan jy ook 'n dikke vang. Gaan ek Ons het klaar foto's geneem, ons gaan hierdie mooi vis gou terugsit. En hopelik vang ons sy ou boetie wat rook. Hierso is my stroppie reg om in te gaan. So wat ek gedoen het, op die hoekie het ek 'n sagte raptor floutie. Ek het een van die groter floats uitgesoek. Juist dat hy met lekker sag lê. Lang dun deegie opgesit. Daai geel is die raptor en daai donker enetjie is die aardtoekie en ek het hulle so langs mekaar gesit en so bietjie oor mekaar gesmeer. Dis iets wat ek die hele Vaalriviersisteem mee visvang. In Rode Koppies en Koster, oral waar ons gaan vang ek met dit vis. En dis iets wat vir my werk en dit sal definitief vir julle werk. Selfs hier by Arrysdam het ek nou daai groot mooi vis met hom gevang. So probeer dit gerus. Hy lê daar. Daar so gap daar tussen die riete. Hardloop nou, wys vir die mense jy kan man. Daar draai bo op die water. Hy's tussen die riete in. Dik vis, kom. Trek, double X hou. Terwyl ek hierdie vis uitspeel, gaan ons gou 'n Facebook vraag hanteer. Daar's vir ons gevra, wys asseblief hoe om vir ons die turbo garlic deeg te maak en Benny gaan gou vir julle wys hoe om dit te maak. Okay, terwyl hy sy vis daar gevang, gaan ek gou vir ons 'n deegie bou by daai turbo garlic deeg. Julle ken hom baie goed. So wat het ons nodig? Eerstens natuurlik die turbo garlic. Jy het jou koekmeel nodig. Jy het water nodig. Ons gaan sommer vandag die damwater gebruik. 'n Bakkie, en 'n lepel. Dit is basies wat jy nodig het. So skep 'n bietjie damwater. About 25 ml as jy nou regtig wil tegnies wees, moet jy daar insit. Ek vat sommer my turbo garlic. Hy is omtrent klaar. So daai laaste bietjie gooi ek nooit weg nie. Ek vat en ek gaan gooi letterlik. Gaan gooi ek so 'n hele sê maar daar is nogal redelik baie. Ons hou daarvan om dit sterk te maak. So jy gooi ten minste 'n eetlepel of 2 van daai turbo garlic by daarso. Roer dit dan nou deur die water, laat die turbo garlic dan nou lekker kom wys daar vir julle. Jy sien, hy water raak goudgeel en as jy so optel en vir julle wys. Kyk daar. So nou is hy lekker daardeur. So wat jy nou doen is, jy vat jou koekmeel en jy begin dit so stadig maar seker. Moenie net kaplaks koekmeel daarin gooi nie. Vat die meel, sit so bietjie vir bietjie. Ek vat so lepeltjie vir lepeltjie, roer ek dit by. Dis 'n proses. Hierdie hele proses moet jou ten minste 5 na 7 minute vat voordat jy deeg sal reg wees. Dit help nie jy doen jou deegie en hy's binne 'n minuut reg en jy gooi alles uit. So daar roer jy hom deel. Al daai deeltjies moet nou eers trou met die turbo garlic. Hy moet lekker oplos. Kom ek wys weer af hier. So nou sien hy so bietjie dikker. Maar kan jy al sien hy's bietjie dikker. So van hier af is dit baie belangrik om al hoe stadiger en al hoe stadiger jou meel by te sit. So nie weer 'n hele dash vol nie, net 'n teelepeltjie, sit hom by, gaan net die tekstuur vir julle wys. As jy nou sien hy raak al hoe dikker, kyk hoe dik raak hy nou al. Maar nou moet ek ten minste hierso aangaan vir plus minus 2 tot 3 minute. Dan sal ek weer vir julle wys hoe lyk die tekstuur daarna. So nou kom jy op 'n fase waar as jy jou deeg so rol hier binne, alles wat daar binne was,
dan begin dit so, jou bakkie raak skoon. Ons noem dit altyd jou bakkie raak skoon. So alles van die kant af kom weg. Nou weet jy, jou DG is about op 90%. Rol hom nog, werk hom nog daardeur. Soos ek jou sê, hierdie proses vat 'n rukkie. Moenie dit afjaag nie, maar moet ook nou net klei speel en dan vir 10 minute dan doen nou word dit klei. En dan van hier af vat jy hom op jou lepel. Jy kan hom in jou sakkie sit. Baie mense hou nie van wat ek nou gaan doen nie. Ek sit hom in my hand vir die laaste keer. Ek rol hom hier soos 'n mooi en daar is jou deeg. Seker van die beste deeg om 'n vis op in hierdie Suid-Afrikaanse waters mee te vang op hierdie stadium. Hier is ons visie. Man, not too shabby. Die groter vis begin nou byt. Ons gaan net aanhou hengel. Ek hoop julle het daai deegie geniet. Maak hom gerus. Hy werk vir ons, hy werk vir julle. En jy kan hom maklik saam met dieselfde kombinasie Raptor Artokai gooi. Jy gaan 'n vis vang. Ek gaan hier die vis terugsit. Eers gou 'n foto neem en dan vang ons nog een. In die son gaan staan sonder my sorge, weg van die wolwe die gejaag na wind. Dis by die huis my kind. Dis net ek en die son skyn langs die water. Vandag gaan ek vis vang. Ek los my foon by die huis. Was sy. Dit voel sommer na 'n beter vis. Jy visie aan by nou. My maat, hier teen die einde laat ek net bietjie hierso Is onder die aan hè. onderdeur bo oor, vang bietjie daar, help bietjie hier. Ja, nee, dit voel bietjie beter. Dit voel bietjie beter. Dit het bietjie stadiger geraak soos die dag aangegaan het, maar dis tipies winterhengel, nê. Vroegoggend kry jy gewoonlik 'n vis of 2 en dan raak dit stadiger en dan wat mense baie keer fout doen, dan wil hulle verskillende afstande hengel en verskillende dippies hengel. Klein dammetjies soos hierdie bly net op een plek. Hulle swem in die ronde soos hoenders en hulle kry kos en hulle kry kos en as hulle verbykom, dan pik hulle jou aas raak. Hy's terug onder. Hy's terug weer. En hier gaan dit lekker. Hierdie visse van 'n seker stein. Papi. Agter ons kom ook in die kraal. Binne is ons laaste vis vir die program. Dit was 'n lang kort dag, koue dag. Ja, maar wat 'n voorreg. Jy weet, ek weet nie waar kry jy hierdie jewels van damme, want hierdie is nou vir my Facebook papi, Facebook. Facebook. Baie vriende op Facebook. Mense het gesê kom hengel hier en hier's ons. Ja, dit is baie spesiaal hoor. Dit is baie netjies, baie mooi. Dit is iets wat toe ek my mense gaan bring. Absoluut. Als skyn die son op al die Ek weet nie of ek jou so lekker agter my vertrou nie. Gelukkig weet ek jy weet. Hey, ek sal vir jou instamp man. Ek weet hoe duur ons lang toerusting is. son gaan staan sonder my sorge. Wel dan Benno, waarom het jy hierdie ouetjie gevang? Man, Heeldag selfe aan. die hele dag dieselfde aas, die hele dag dieselfde aas. Lekker. Hy hoekom was hierdie enetjie as ek regtig dit met jou moet deel, maar kom ek deel dit met die kykers. Dit is hy hoekom met die karamel XF en dan die hardflouts daai Raptor so. Ja, ek het nou weer lekker gehengel met die bloekomflout en die Raptor flout ook. En dan maar Artokai Raptor was maar my go-to. Ek het 'n paar mooi visse getrek met daai kies. Dankie dat julle saam ons gekuier het. Ons gaan definitief weer 'n draai kom maak op 'n stadium. Ja, Definitief in die somer dalk 'n Let's Go Fishing kom doen. Onthou om vir almal te vertel van ons program asseblief. Gaan like ons Facebook page, subscribe by ons YouTube kanaal. Ons gaan hierdie visie terugsit en dan is dit terugwerk toe vir ons. Terugwerk toe papi. Daar's totsiens julle volgende Bye-bye. week selfde tyd, selfde plek sien julle weer. Gaan staan sonder my sorge, weg van die wolwe die gejaag na wind. Dis by die huis my kind. Dis net ek en my son skyn langs die water.